Ons lees vanoggend 2 gedeeltes saam, die eerste vanuit Eksodus 20. Ons het dit reeds ook gelees, toe ons die wet saam gelees het, daar net so 4 verse, vanaf vers 8, rondom die 4de gebod, en dan gaan ons ook saam lees, Jesaja 58, die eerste 14 verse, eintlik die hele hoofstuk. Die hoofstuk bestaan net uit 14 verse, die opskrif daar, valse en ware godsdiens. Maar voordat ons hierdie gedeelte saam lees, kom ons word eers as gemeente saam stil, ons nader ons Here in gebed, ons vra hom om vir ons ook hierdie gedeelte so te laat verstaan, dat dit sal deel word van ons lewe, aangesien sy wet die reël is vir ons dankbaarheidslewens. Daarom broers, gaan ek ook vra dat u sal staan, en aan almal van ons, kom ons sluit ons oë. Almagtige God en Here, Here, heilig sy u naam. Ons loof en ons prys u alleen as God. Ons aanbid u alleen as Here. Waar ons vanoggend voortgaan met die reeks oor die wet, moet ons bieg dat ons dit nie altyd doen soos wat u van ons verwag om te doen nie. Soveel keer word ander dinge vir ons belangriker as die beginsels. Ander dinge soos gewoonte, tradisie, voorkeur en gemak. Soveel keer buig ons voor die goue kalwe in ons lewens. Die afgode wat ons self daar gestel het. Vergewe ons daar waar ons u nie aanbid soos wat ons veronderstel is om te doen nie. Vergewe ons daar waar ons u nie aanbid op die wyse wat ons verstel is om dit te doen nie. Vergewe ons waar ons nie u naam heilig in leer en lewe nie. Ons vra, o Here, dat u ons sal help, dat die wyse waarop ons u aanbid, sal getuig van die genade wat ons in Christus ontvang het. Ook die wyse waarop ons mekaar hanteer, met die liefde wat u in ons harte geskenk het. Here, ons bid vanoggend, dra elkeen aan u op wat siek is, elkeen wat 'n operasie gehad het, hulle op ons lys, maar ook hulle wat verkies om nie daar te wees nie. Dalk nou ver en alleen is en nie by hulle familie kan wees nie. Dankie dat ons weet, u is daar. U hou veilig, u beskerm. En u maak gesond ooreenkomstig u wil. Here, dankie vir die reën wat ons ontvang het. Dankie vir elkeen wat verjaar, waarvan daardie dag ook getuig van u sorg. En ons weet nie een van hierdie dinge wat ons nou ook gevra het, kan ons verdien nie, o Here. En daarom vra ons dit nie uit verdienste nie. Ons vra dit slegs in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek gaan vir ons begin, dan lees ek eers vir ons daardie paar verse uit Eksodus 20, vanaf vers 8. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Waar ons hier die inslag het
van die wet met God as skepper. As ons dieselfde gedeelte sou lees vanuit Deuteronomium, sien ons die inslag daar op God as die verbondsgod, waar die 4de gebod vir ons verduidelik word aan die hand van die slawerny en die bevryding vanuit Egipte. Maar die beginsel van die gebod bly steeds dieselfde. Jesaja 58, wie gesê die opskrif daar, valse en ware godsdiens, ek gaan vir u voor vanaf die eerste strofe. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basuin, en verkondig aan my volk hulle oortreding, en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag, en het 'n behaag in die kennis van my weë. So 'n nasie wat geregtigheid doen, en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n behaag in die toenadering tot God. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk op die dag as julle vas. Soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al jul arbeiders aan. Kyk, om te twis en te kuif, vas julle. En om te slaan met misdadige vuis, julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees. Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit. En jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger, die leuenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in die dorplekke en jou gebeente sterk maak en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. En die wat uit jou voortkom sal die ou pynhope bou. Die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Ek lees daar die laaste 2 verse weer vir ons. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie,
En as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here. Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Broers en susters, die eerste 3 gebooie het ons uit die aard van die saak reeds bespreek. Ek hoop almal van u het die meeste daarvan gehoor. En vanoggend fokus ons dus nou op die laaste gebod wat handel oor die verhouding tussen God en mens. Die laaste ene van die gebooie wat val onder die gedeelte van Christus se samevatting wat vir ons lei dat 'n mens God moet lief hê met alles wat jy het. Die ander gebooie wat nog oor is, dit handel oor die verhouding tussen jy en jou naaste. Maar as ons kyk na hierdie 2 stukke wat ons gelees het oor die 4de gebod, sien ons kan die beginsel van die gebod saamvat onder 4 hoofde. Die eerste, die Sabbat is 'n rustdag. Die wet sê dit vir ons duidelik. Sabbat is 'n rustdag. Maar die Sabbat is ook 'n gewyde dag, 'n heilige dag. Die Sabbat is 'n feesdag, verlustig jou in hierdie dag, lees ons. En dan laastens, die Sabbat is 'n leerdag, 'n dag van onderrig. Eksodus 20 vers 8 sê duidelik en direk, die Sabbat is heilig. Heilig, afgesonder, eenkant gesit. Dit beteken, ons moet hierdie dag eenkant hou vir ons Here. 6 dae moet ons en almal wat vir ons werk, alles doen wat ons moet doen. Maar die 7de dag, rustdag, waarop ons geen beroepswerk verder moet doen nie. Nou hierdie dag wat God vir ons afsonder, is nie 'n straf nie. Dis 'n genade uit die hand van ons Here, waar ons een dag in die week losgemaak word van ons ander arbeid. So word die beeld van God in hom bevestig, dat hy die een is wat heers oor die eise van hierdie lewe, ook vir sy kinders. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Moet jy arbei. Maar die 7de dag, dit is die Sabbat van die Here, dit is die Here se dag. Dan mag jy nie. Ons vind dus hier 'n ordereëling wat God vir sy skepping daarstel. Na arbeid moet ons rus. Dis ingestel omdat geen mens net kan aanhou en aanhou en aanhou sonder om op 'n punt van rus te kom nie. Telke male is al bewys hoe belangrik daardie rus vir ons is. En daarom het God dit ook in sy voorsienigheid so vasgestel. Die mens het 'n rustdag nodig. So die rustdag is 'n dag van genade. En ons kan vra, wat van die werk van 'n dokter, 'n boer, polisiebeampte, soldaat, daar's 'n hele lys van beroepe en verantwoordelikhede wat ons kan deurgaan. En hieroor is die skrif ook baie duidelik. Werke van noodsaaklikheid moet gedoen word.
Markus 2 vers 27, die woorde van Jesus, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. So as die kalf in die put geval het, moet hy uitgehaal word. Die beginsel is egter, moenie die kalf in die put gooi nie. Moenie die kalf in die put gooi en dan met die verskoning kom, maar ek moet hom dan uithaal nie. Eenvoudige voorbeeld, kan nie my huiswerk op 'n Sondag wil doen, omdat dit môre vir skool moet klaar wees, terwyl ek die hele Saterdag besig was met ander dinge nie. Die Sabbat, beginsel rondom dit is duidelik. Breek vanuit die normale roetine. Rus van die normale. Die bedoeling van die Sabbat is juis dat ons nie sal voortgaan met al die dinge van die week nie. Dus daarvan moet rus. Maar dit gaan ook verder in die sin dat ons ook ander 'n kans sal gee dat hulle ook kan rus. Om jou inkopies te bære vir 'n Sondag is om werk te eis van ander. Om te gaan uit eet op 'n Sondag is om te veroorsaak dat iemand anders daar moet wees om jou te bedien. Is die kalf dan regtig in die put? En so dit is nie die bedoeling van die gebod nie. Ons lees, jy mag geen werk doen nie, maar ook nie jou seun, nie jou dogter, nie jou diensknegt nie, nie jou diensmaagd nie, nie die mense wat jou bedien nie. Almal moet die geleentheid gegee word om hierdie dag af te sonder en te rus. Sondag is 'n rusdag. Maar verder leer ons, hierdie dag was daar baie spesiale brandoffers gebring. Numeri 28 vers 9 en 10. Op hierdie dag is die Here geloof in die vergaderinge van die volk. Psalm 68 vers 27. Eksodus 5 vers 7 en 8 leer ons dat dit een van die belangrikste redes ook is vir die instelling van die Sabbat. Daarom is dit meer as net 'n rusdag van die week se harde werk. Ons sonder dit af om te rus, maar ons sonder dit af om op daardie dag God te eer en saam te wees tot heil van die gemeente. Op hierdie dag, vanuit die Ou Testament is die beginsel alreeds vas, dis die dag waar God sy volk ontmoet en waar die volk mekaar ook ontmoet om so as Gods volk saam die Here te loof en te dien. Vanuit die Ou Testament in die Nuwe Testament lees ons dat Jesus ook die Sabbatdag geëer het. Hy het nie die tempel vermy nie. En as ons Here dit gedoen het, wie is ons om dan hierdie dag te verontagsaam? Net soos wat die tabernakel en later die tempel 'n gewaarborgde plek van samekoms vir Israel was, so vandag nog steeds is die Sondag 'n gewaarborgde tyd van saamkom van die kinders van die Here. So Sabbat, ons Sondag is nie net 'n dag wat ons breek van die normale nie. Dit is waarlik 'n dag wat ons eenkant plaas vir ons Here. Op hierdie dag moet ons besig wees met ons verhouding met God. Juis omdat daar soveel keer in die week soveel ander dinge is wat maak dat ons nie daarop kan fokus nie. Die lewe bring uitdagings. Die lewe is besig. Maar God het vir ons 'n tyd gegee wat ons eenkant kan plaas en kan bou aan ons verhouding met hom. En daarom weer eens eis hierdie beginsel dat ons ander dieselfde geleentheid sal gun.
Dat hulle ook met die sake van die Here sal bemoei, net soos wat ons veronderstel is om op hierdie dag te doen. Daarom is die Sabbat nie net 'n rusdag nie. Dit is 'n heilige, 'n gewyde dag, gefokus op ons Here. Prof. Willie Maree gee 'n pragtige beskrywing van die Sabbat. As nie 'n dag wat net vol moeds en moenies is nie. Vir baie van ons voel dit soms so. 'n Somber dag waarop ons anders moet wees as wat ons al die ander dae is. As ons lag, moet ons sag lag. Alles moet rustig en stil wees. Dink van die ouer geslag sal saamstem op 'n Sondagmiddag, moes jy nie gehoor word nie. En professor Maree sê nee. Hierdie dag is 'n dag van groot feesvier. 6 dae lank het God gewerk. Op die 7de dag het hy gerus, maar nie gerus in niks doen nie. God het teruggekyk op 'n week van arbeid en ons lees uit om daarin verheug dat alles baie goed was. In 6 dae het God die hemel en aarde geskape en op die 7de dag het hy gerus van sy werke, maar sy onderhouding daarvan het steeds voortgegaan. En wanneer die Here hierdie dag in Israel instel, stel hy dit juis as 'n unieke dag, 'n feesdag sonder gelyke, want dit gaan oor sy handelinge met sy skepping. Dit is die Sabbat, die dag van die Here jou God. God verbly hom nie alleen oor die skepingswerk van die eerste 6 dae nie. Hy verbly hom oor al sy werke. Hy verbly hom oor sy volk wat hy uit Egipte uit slawerny verlos het. Hy verbly hom oor ons wat in Christus Jesus ook van die slawerny van die sonde verlos is. Hy verbly hom oor die Christusfees, Golgotha. Hy verbly hom oor Paasfees wat pas verby is en Pinkster wat kom. Ons het gehoor die leë graf beklemtoon immers die feit dat die werke van God vir ons goed is. En daarom vier ons die Sabbat op die Sondag, die eerste dag van die week, opstandingsdag, 'n dag van oorwinning. En daarin sien ons reeds, verbly God om ook in die einddoel van al sy werke. Openbaring 21 beskryf dit vir ons, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Wat vir ons daar berei is ewig. Om ewig saam met hom te kan wees, ewig hom te kan loof en te kan prys. 'n Ewige Sabbat. So waar ons hier op die Sondag bymekaar is, word ons uitgenooi om saam met God bly te wees oor die pad wat hy saam met die mens ook gestap het. Dit is 'n feesdag, 'n lofdag. Daarom word ons opgeroep en loof die gemeente hom tydens ons saamwees hier by die erediens. Wanneer ons sing, wanneer ons na sy woord luister, wanneer ons voor hom buig en tot hom bid. Die Godslof begin by die gesin. Soos wat die gebod dit ook vir ons uiteensit. Ja, jy en jou seun en jou dogter. En dit kring verder uit, hulle in jou huis, hulle wat vir jou werk of by jou kuier. So dit begin by die gesin, maar ons word opgeroep om as gesinne by mekaar te kom en as Gods volk ons Here te loof en te prys op hierdie dag.
Ons word gewaarsku om hierdie beeld, hierdie gesamentlike, hierdie gemeentelike karakter nie te skend nie. Ons mag die onderlinge byeenkoms nie verontagsaam nie. Want God wil hê op hierdie dag moet ons terugkyk na die pad wat hy gestap het saam met ons en uitsien na dit wat op ons wag. Op hierdie dag, een keer 'n week, tyd maak om saam met hom te kan feesvier. Vanweë hierdie karakter van ons Sabbat weet ons, dit bly ook nie net by hierdie dag nie. Dis die beginpunt en van hier moet ons lof so in ons lewe uitbrei, dat dit oorgaan tot al die dae van die week. Elke sekonde van my bestaan, elke duimbreedte van my lewe. Hierdie feesdag is beslis nie beperk tot die mure van hierdie gebou eendag 'n week nie. Dit moet gestalte kry in die realiteit van elke dag. Nie net wanneer ek psalms en gesange sing nie, maar ook daar waar ek dalk in die tuin werk. Nie net wanneer ons by die sakrament van die nagmaal by die tafel aansit nie, maar daar waar ek op die pad my motor bestuur. Nie net wanneer ek voor die doopfonds staan nie, maar ook daar wanneer ek in opdrag en in gehoorsaamheid aan die belofte my kinders opvoed. Oral, elke aspek, op die sportveld of ontspanningslokaal. Met hierdie rusdag wys heen na die ewige rus in Jesus Christus. En daardie rus begin vir 'n kind van God reeds in hierdie lewe. Kan ons lewe nie anders as om ook daarvan te getuig nie. Sondag bring die ewigheidsrus reeds by ons. En kyk ons in fees vooruit na die volëinding van al God se werke. Ons rus in die genadewerk van God, wat ons die ewige oordeel red. En daarom is hierdie dag, ja, is 'n rusdag, maar is ook 'n dag dat ons saam met ons Here feesvier in lofsang en in eer tot ons Here. Sabbat is 'n rusdag. Ons breek van die alledaagse. Dis 'n heilige, afgesonderde, gewyde dag waar ons besig is met die sake van ons Here. Maar is ook 'n feesdag as herinnering van ons ewige rus in Christus en die wonderlike en heerlike vooruitsig van dit wat kom. Maar daar is een baie belangrike aspek wat ons nog nie genoem het nie. En dit word ook in die beginsel van hierdie gebod vir ons vervat. Op hierdie dag het die volk onder leiding van die profete en die priesters saamgekom om onderrig te word. Hier word die volk deur God gelei, deur sy Gees gelei, word ons geleer. Dit gaan om die heiliging van hulle wat rus. Heidelbergse Katekismus, Sondag 38, vraag en antwoord 103 leer, wat soortgelyk op grond van die skrif, die kerkdiens of die predikamp in die skole onderhou moet word, en dat ek op die Sabbatdag, die rusdag, met die gemeente van God ywerig moet opkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en aan die armes Christelike liefdegawes moet bring. Dit is ook hier by mekaar om die woord van God te hoor. Op hierdie dag word ons geleer vanuit sy woord. Dit is 'n baie kardinale deel
van ons onderhouding van die 4de gebod, soos wat dit ook in die skrif gestipuleer word. Op so 'n wyse handhaaf ons die Sabbat as 'n leerdag van ons Here, deur die boodskap wat ons vanuit die woord hoor, wat aan ons ook gepredik word. Dit verkondig aan ons die heerlike werklikheid wat God vir sy kinders gemaak en betaal het. Dit wat ons met die Sabbat as feesdag vier. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of uitdede taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here. En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Die ewige rus as erfdeel in Christus, Here van die Sabbat, wat dit vir ons verdien het, net so sy woord vir ons getuig. Aan hom al die eer. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons koning, ons Here, ons verlosser. Here, ons kan nie anders as om op hierdie dag U te loof en te prys nie. 'n dag van rus, waar ons kan breek van die normale gejaag en gespook. 'n dag afgesonder, geheilig, om dit aan U te wy en ons verhouding met U te kan versterk. 'n dag van feesvier, 'n dag van gelukkig wees in U, 'n dag van vooruitsig te dank aan U. 'n dag om van U te leer, maar om U ook beter te leer ken. 'n dag wat ons proe, die ewige Sabbat in Christus, waarvan U ons deel gemaak het en wat reeds vir ons in hierdie lewe 'n werklikheid is. Aan U die lof, die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ek gee